Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanmôre. Mag ons ook saam met mekaar nader aan ons Here groei. Ons wil graag vanmôre afskop met ons gemeentevergadering waar tydens ons dan ook die beroeping van tweede predikant gaan plaasvind. En daarom wil ek vra dat ons net so sit, dan buig ons hoofde as ons saam in gebed die vergadering open. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, ons loof en prys die heilige naam en ons dankie vir die voorreg wat ons het om as 'n gemeente saam by mekaar te wees en ook in hierdie proses deel te neem om 'n tweede predikant vir hierdie gemeente te beroep. Ons bid Vader, Jan van seën oor hierdie proses af. Wil U ook ons in ons harte en gedagtes lei in die oorweging as ons ook nou 'n beroep gaan uitbring, en wil U ook dan ook wees met diegene wat U ook roep met die oorweging van die beroep, dat ook daarin gehoorsaam ook geantwoord word, in welke rigting dit ook al is dat U die predikant roep. Ons dankie Here vir U genade, ons dankie dat ons mag weet dat U voorsien, dat U in U almag en in U grootheid alles voorsien waarin ons nodig het, en daarvan die hoogste bewys ons koning en verlosser Jesus Christus. Ons bid hierdie dinge in afhanklikheid van U, ons koning en verlosser. Amen. Ons gaan nou vanmôre, dan almal wat hier by mekaar is, slegs beleidende lidmate van die Gereformeerde Kerk Nelspruit mag vanmôre dan stem. So almal wat hier teenwoordig is van die Gereformeerde Kerk Nelspruit, wat beleidende lidmate is, gaan hier stem, nou 9:00, en dan gaan ek hierna ry ek deur Barberton toe, dan gaan ons daar gaan stem, en dan die uitslag van die stem daar word bygetel by die stem hier, en op grond daarvan word die predikant dan uiteindelik ook beroep. Die uitslag van die stemproses sal ook finaal bekend gemaak word op die kommunikasiegroepe op WhatsApp. Goed, vra dat die diakens dan vir ons net die stembriefie sal uitdeel. Goed, dan broers en susters, terwyl die diakens dan tel, dan wil ons graag net die volgende afkondigings met u deel. Eerste van alles wil ons vir Natasha baie dankie sê, wat vanmôre vir ons op die orgel help. Baie dankie, en ook seën daar toegebid. Dan word die name van die volgende broeders aan die gemeente ter approbasie voorgehou om te dien in die ampt van ouderling, is broer Jaco Koekemoer en broer Thys Swart, as diaken broer Tian Reineke. Dan attestate ontvang, ons verwelkom vanaf die Gereformeerde Kerk Centurion, Suster Nicolien van Dijk. Van gekyk, is hierso. En dan ook vanaf die Gereformeerde Kerk Toosjesdal, broer Ernesto Hatting. Jy hierso. En hulle afwesigheid hartlik welkom, en ons vertrou dat julle spoedig deel sal wees van ons gemeente en welkom sal voel. Kollekte onder die diens vir barmhartigheid by die deure vir die emeritaatsversorging. Katekisasie vanoggend na die erediens is les 27 vir die wat 27 lesse het vir die voor-, laer- en hoërskoolkinders. Dan het ons vanaand koffiekroeg na afloop van die aand-erediens. Die tema wat ons hanteer is die vrae wat jou pla. So ons wil graag jou uitnooi en kom vra enige vrae, kan kyk of jy die dominee kan vasvra ook. Jy's welkom. Vanaand gaan ons 'n bietjie vrae wat pla hanteer. So asseblief kom gesels saam en vra jou vrae. Dan welkom aan nuwe intrekkers, besoekers. Ons wil julle graag ontmoet. So ontmoet asseblief broer Piet van Staden wat die voorsit. Hy gaan julle hier voor ontmoet dat ons net 'n besonderhede vorm kan invul asseblief. En dan laastens is die almanak is vir 2026 is beskikbaar, kan bestel word by die kerkkantoor. Op die stoep is daar ook 'n bestellys. Aflewering met aflewering is dit R140 eksemplaar. Dan laastens het ons nog so om en by naaste by 200 broodrolletjies oorgehou van ons verkope gister. So as enige een van julle belangstel, gee net julle name op en hoeveel julle wil vat. Ek gaan die brood hier so op die stoep neersit. Dan is julle welkom om vir julle van die broodrolletjies saam te vat en dalk net later 'n betaling oor te maak. Asseblief, as ek reg onthou, dis R18 'n sakkie.
Baie dankie. Ek wonder of ons nie sommer so lank vir toetrede Psalm 42 vers 1 sing terwyl ons so sit en wag nie. Dan broeders, susters, is dit vir my aangenaam om aan te kondig dat met die gedagte dat Barberton nog moet stem, dat met meerderheid van stemme Nelspruit, dan dominee Roan Steyn beroep is. Of nog nie beroep is nie, verkies is. Ons sal. Ek vra net, broer Hannes, net gou hierso. Sluit dan net vir ons hierdie vergadering af met 'n gebed. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om ook as 'n gemeente saam te kan beroep. En ons bid Here dan ook na besluit van die Gereformeerde Kerk Barberton ook hierby bygevoeg is, dat hy ook die te beroepe predikant sal seën met die oorweging van hierdie beroep. Ons dra vir dominee Roan en sy gesin ook op aan die sorg, ook van die Gereformeerde Kerk Nelspruit se kant af. Ons dankie Vader vir die genade, onbeskryflik groot. In Jesus Christus ontwil. Amen. Ons raak net so 'n oomblik stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons staan, dan sing ons saam 'n loflied vir die Here. Ons sing Psalm 100 daarvan al 4 die verse en dan bly ons staan om saam ons geloof te bely.
Kom ons bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof. As ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons verootmoedig onsself vanmôre weer voor die Here as ons saam luister na die wet van die Here uit Eksodus 20. Eksodus 20, riglyn vir ons dankbaarheidslewe in reaksie op die feit dat Christus ons ook vrygespreek het van die eise van die wet. Kom ons luister saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie, jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Kom ons antwoord saam op die wet van die Here met Psalm 32, die tweede omdigting daarvan verse 1 en 2 terwyl ons so sit.
Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, wat 'n voorreg om weer vanmôre in die huis te kan vergader, om hier by mekaar te wees, om U lof te besing, om U naam groot te maak en U die eer te bring wat U en U alleen toekom. Daar is soveel dinge, Vader, en dit moet ons bely, waarin ons dikwels wegraak, waarin ons eer soek en waarin ons eer gee, wat dit nie toekom nie. Rig ons gedagtes, o Vader, vanmôre weer, dat ons, as ons op hierdie besondere geleentheid in U huis by mekaar is, hier waar U self ook teenwoordig is, rig ons gedagtes op U. Mag U ons een en enkele fokus wees, as ons vanmôre saam luister na U woord, as ons saam sing, as ons saam bid. Ons dank U, Vader, dat U Uself aan ons openbaar, en dat ons U mag ken, soos wat U Uself in die woord ook aan ons openbaar, almagtig, alwys, alwetend, sonder begin, sonder einde, self die begin en die einde van alles wat bestaan. Die grootheid gaan ons verstand te bowe en tog bemoei U Uself met ons. Tog het U ons net bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en ons met aansien en eer gekroon. Het U uit die genade besluit om Uself aan ons te openbaar deur U woord en deur U seun wat mens geword het en onder ons kom woon het. En vanmôre as ons saam weer na U wet geluister het, dan kan ons nie anders nie, Vader, as om te bely dit wat ons van U skei, die sonde, dit wat so aan ons vaskleef. Ons vra, Here, dat U ook vanmôre ons sal laat stil word voor U, sal laat klein word voor U, dat ons U mag ken soos U Uself in die woord openbaar, en dat ons daarom ook dan sal weet dat ons ver te kort skiet aan die standaarde wat U stel, en dat U heiligheid alles ver oortref as wat ons ooit kan indink. En daarom bely ons sonde vanmôre voor U, en ons vra, Vader, dat U ons sonde skuld, ons sonde las sal vergewe, van ons sal afhaal, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U seun Jesus Christus die volle prys daarvoor betaal het, omdat hy dit verdien het. Omdat hy aan die kruis betaal het vir al ons sonde. En dan bid ons, Vader, dat U ons hierdie genade sal lei om hierdie genade nie goedkoop te maak nie. Dat ons vanuit hierdie genade sal leef met dankbare harte, dat dit sal wys in ons doen en late, dat ons nie net sal jammer wees oor wat ons verkeerd doen nie, maar dat ons deur woord en gees daadwerklik verander sal word om U getrou na te volg. Te wees wat U ons roep om te wees. Ons bid, Vader, dan ook as gemeente saam, wat 'n voorreg om as 'n gemeente te kan voorbidding doen vir ons gemeente. Ons dank U, Vader, vir geleenthede soos die fondsinsameling oor die afgelope naweek, waar ons ook soutende soute en 'n ligtende ligte kon wees in 'n ander gemeenskap buite die normale waar ons gewoonlik betrokke is. Ons dank U, Vader, vir U leiding deur U woord en gees ook in ons gemeente, vir Bybelstudiegroepe wat groei. Ons dank U, Vader, vir die voorreg om ook deel te wees van 'n proses om 'n tweede predikant te beroep, maar dan ook, Vader, bid ons in die besonder vir die broeders wat beroep is as ouderling en diaken, dat U ook hulle sal seën met die oorweging van die roeping. Mag hulle ook in die oorweging van die roeping luister na U roepstem. Ons bid, Vader, dat U ons as gemeente dan ook sal lei verder, waar ons ook op hierdie reis besig is hierdie jaar, met die vraag of met die tema om agter U aan te stap. Lei ons daarin, Vader, gee dat ons dit ook getrou sal doen en dat
dat ons ook in hierdie gemeenskap hier in Nelspruit ook getrou sal wees in die uitlewing van ons geloof. Ons dank U, Here, vir genade onbeskryflik groot. Ons dank U, Vader, vir die vaste wete dat ons deur U Seun Jesus Christus U kinders mag wees en dat daarin 'n sekerheid is dat U ons gekies het, dat U ons kom haal het en dat ons daarom ook mag weet deur die geloof dat daar vir ons 'n ewigheid by U in bewaring gehou word. Ons vra, Vader, dat U ons ook getrou sal maak aan die woord, daar waar baie roepstemme hier buite is wat allerlei dinge aanmatig en buite die Bybel om sê, so sê die Here, gee, Vader, dat ons ook getrou sal wees. Ons sal onthou, dit wat U gesê het is vas en seker, dit wat U vir ons gesê het is waarby ons moet hou. Ons loof en prys die heilige naam om Jesus Christus om wil alleen. Amen. Maar die oog op skriflesing en prediking, kom ons loof die Here se naam met skrifbryming 1:2, vers 1 en 2, terwyl ons so sit, en daarna lees ons saam uit Matteus 16 en Matteus 28. Ons skriflesing kom vanmôre uit Matteus hoofstuk 16. Ons gaan vanaf vers 15 tot en met vers 20 lees, of vers 19 lees, en dan ook daarmee saam Matteus 28, verse 16 tot 20. Ek herinner u dan ook net daaraan, ons is besig met ons tema hierdie jaar, om agter hom aan te stap. En ons het die eerste kwartaal vir mekaar gesê, agter wie stap ons aan? Agter Jesus Christus, en soos hy homself in sy woord beskryf. Dan het ons vir mekaar gevra, maar hoe doen ons dit? En ons het daardeur gegaan met die wedergeboorte, en dan het ons hierdie kwartaal begin met maar waar. En ons hanteer Handelinge 1, vers 1 tot 8, en vers 8 spesifiek, in Jerusalem, Judea, Samaria, uithoeke van die wêreld. En ons het by Jerusalem begin, en die 3 fasette van Jerusalem uiteengesit: persoonlike geloofsgroei in die huis, geloofsgroei in die gemeenskap, en dan het ons afgelope Sondag gekyk na Judea, en vanmôre dan na Samaria, en die uithoeke van die wêreld is dan ook die afsluiting van ons reeks daaruit. Ons luister vanmôre dan saam na die woord van die Here uit Matteus 16. Ek lees vir ons vanaf vers 15. Hy sê toe vir hulle: maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Jesus antwoord hom: gelukkig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op die aarde toesluit, sal in die hemele toegesluit wees, en wat jy op die aarde vrylaat, sal in die hemele vrygelaat wees.
En dan daarmee saam, hoofstuk 28. Ek lees vir ons vanaf vers 16. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die tyd. Ons teksverse dan hoofstuk 16 vers 18. Eerste, en ek sê vir jou, jy's Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. Verse 19 tot 20. Gaan dan, maak disippels van al die nasies deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die tyd. Geliefdes aan ons Here Jesus Christus. Ek dink wanneer ons dink aan kerk, aan Nelspruit, aan gereformeerde kerk Nelspruit, aan my en jou deel wees aan hierdie gemeenskap van gelowiges, is ek redelik oortuig dat as ons as 'n groep bymekaar kom en ons vra vir mekaar wat is julle verwagting en oortuiging van wat hierdie gemeenskap moet wees, dat ons 'n paar uiteenlopende gedagtes gaan hê oor wat die gemeenskap van gelowiges nou eintlik moet doen en moet wees. Party sal dalk sê die verwagting is hierdie gebou moet 'n herberg wees aan die einde van 'n moeilike week, 'n plek waar ek kan kom sit en kan heel word, 'n plek waar ek kan genesing ontvang, waar ek die brood van die lewe en die koelkoue water van God se vertroostende genade kan indrink. Dalk is die verwagting dat hierdie gemeenskap 'n plek moet wees waar ek nie so alleen voel nie. Waar ek 'n ruimte wil deel met mense wat dalk meer eenders dink as ek. Wat my opsoek en wie ek weer op my beurt gaan opsoek. Dalk is die verwagting dat hierdie 'n spasie moet wees waar ek ledegeld betaal en dan sekere eise wil indien en sê, omdat ek hierdie ledegeld betaal, daarom eis ek hierdie dienste op. Dat my elke behoefte in geestelike en emosionele aspekte vervul moet word. Miskien is dit soos wat Louis Giglio het dit gesê, toe hy gesê het, die kerk moet 'n plek wees waar hoop diep loop, waar verlossing die klank is wat die gebou vul, waar die weg nou is, maar waar die waarheid jou vryspreek. 'n Plek waarheen almal uitgenooi word en tog is alle oë op die koning van konings. 'n Plek waar verwagting hoog loop, want die uitgedroogde beenderre kry weer lewe en enige iets is moontlik omdat God hier sy oorvloedige genade op die tafel sit. Miskien is dit jou verwagting. En dit klink wonderlik, doen dit nie. Maar in 'n tyd waar die kerk leegloop, waar die getal gelowiges globaal oënskynlik minder word, smag gemeentes daarna om hierdie eienskappe te kan ken, uit te leef, te beleef, veral mense met kerksere wat gewond is in die gemeenskap van gelowiges, smag na hierdie belewenis van genesing en herstel. En om dit in plek te kry, dan word die een program of plan of visie of missie agter mekaar van stapel gestuur, want hierdie is wat ons moet doen, anders gaan die kerk leegloop. En ons sien dit in kerke wêreldwyd, ons sien dit in Suid-Afrika, ons sien dit in ons klasses, ons sien dit in ons dorpstad, Nelspruit hier. Ons sien dit in ons gemeente, wanneer ek die laaste ruk sit en stil word en besin oor waarheen ons as gemeente op pad moet wees, en 'n mens sien
kwynende getalle, mens hoor stemme wat opgaan in die gemeente vir ons moet dit doen en dit verander en dit anders te doen, want dit gaan die mense lok. Mens sien veroudering in ons kerkverband en jy vra jouself af, moet ons nie meer vermaaklik wees in ons benadering om die jeug te trek nie? Moet ons nie meer toegeeflik wees met ons jong mense oor goed so saam bly nie? Moet ons nie net die kerk 'n lekkerder en meer vermaaklike plek maak en dan gaan dit dalk maak dat die mense hier bly nie? Liefdes, ons kan in hierdie slaggat trap en keer op keer wanneer kerke dit doen, dan beleef hulle dalk tydelik kunsmatige, oppervlakkige groei. Maar na rukkie kwyn dit ook maar weer, want die kerk is nie besig met die hart van dit wat God gesê het ons moet doen nie. Dan mis ons die punt. Dis wat Jesus in vandag se tekste weer vir ons kom vasmaak. Ja, die kerk moet in stand gehou word, want ek eis rentmeesterskap. Ja, die gelowige in hierdie gemeente moet met mekaar verhoudings bou, want dit is 'n gemeenskap van gelowiges wat mekaar se laste moet dra, vir mekaar moet bid en mekaar moet ondersteun. Ja, die kerk moet die tipe plek wees wat ons alles voorheen vir mekaar beskryf het, behalwe seker is. Maar dan moet ons kerk wees soos God ons geroep het om kerk te wees. En dis waar dit begin. Dit begin by Jesus wat vir sy disippels vra, wie sê julle is ek? Wie dink jy is Jesus? Ons het dit vir mekaar hierdie jaar gevra aan die begin van die jaar. Wie is dit wat ek volg? En dan kom daar dikwels baie antwoorde op. Hy is die wonderkuur vir my siekte. Hy is die een wat my beskerm in onseker tye. Hy is die een wat dit en dat vir my doen en daarom aanbid ek hom. En dit verklap iets van ons harte, geliefdes, want as ons harte aan hom verbind is vir dit wat ek uit hierdie verhouding kan uithaal, dan mis ek en jy die punt. Dan gebruik ek die Here. En het ek nie 'n verhouding met hom nie. As jy 'n sogenaamde vriend het wat net met jou gesels wanneer hy nood het en wanneer hy wil hê jy moet iets vir hom kom doen, is dit werklik vriendskap? Is dit 'n gesonde verhouding? Dink ons almal weet dit is nie. Hy gebruik jou vir sy eie voordeel en ons doen dit dikwels skaamteloos met ons Here ook. Nou hier in Matteus 16 vers 18 klink 'n besondere vraag op. Wie sê julle is ek? Wie sê Nelspruit is ek? Wie sê hierdie gemeente is die Here? En die bekende woorde van Petrus klink op. U is die Christus, die seun van die lewende God. U is die gesalfde, die koning, hoëpriester en profeet wat oor die eeue heen beloof is. Die koning wat die dood, die sonde en die Satan oorwin. Die koning oor die heelal, alles en almal is in u diens, nie andersom nie. U is die hoëpriester wat ons volmaak verlos van die verderf deur die volmaakte offer wat Jesus Christus bring. Een offer wat vir die skuld van almal betaal wat in u glo. U is die profeet wat volmaak die wil van God aan ons kom openbaar. Niemand kom na die lewende God behalwe deur u nie. U is die weg en die waarheid en die lewe. U is die seun van die lewende God. U is God. En dan moet ons sê, nie my maatjie nie. Nie my towerstafie nie, nie my kredietkaart waar ek sekere skuld opbou en dan gaan eis by die koning van konings nie. Nee. U is God. En ek is mens. Dan sê Jesus vir ons dan iets besonder in vers 18 wat ons, ek dink dikwels mislees. Ons staan, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie, soos dit in die
in die 83 vertaling staan. En ons hoor, hier is die rots, dis die kerk, en die poorte van die hel gaan dit nie oorweldig nie. Dis inteendeel onder ons embleem as die gereformeerde kerk staan daar, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. En dis waaraan ons vaskyk, maar ons hoor nie dat die Here sê, en ek sal my kerk hierop bou nie. Wie gaan dit bou? Hy gaan sy kerk bou. Miskien moet ek dit effens anders beklemtoon. Ons neem nie ter harte dat dit die Here is wat self sy kerk bou nie. Miskien moet ons dit in perspektief sit. Net so 'n bietjie terug staan en onthou hierdie aksie wat moes gebeur het in Handelinge 1 vers 1 tot 8 was. Hy sê uit die Jode uit dan ontstaan daar hierdie beweging onder leiding van Jesus se prediking. 'n Klomp mense kom tot inkeer en glo in Jesus en uiteindelik is daar 12 manne wat die evangelie begin verkondig. En dan moet ons vir mekaar sê dis 12 vreemde kalante. Dis nie jou skerpste potlode in die pakkies nie. Dis nie jou die beste van die beste volgens wêreldstandaarde nie. 12 in die oë van die wêreld minderwaardige mans dra die evangelie uit en 'n gevolg daarvan is volgens statistiek is al vandag 2.4 biljoen Christene wêreldwyd. Dit het daar begin. Jy sien geliefdes, ons bely net soos elke ander Sondag dat ons glo in een algemene Christelike kerk. Ons bely nie een gereformeerde kerk nie, ons bely nie een westerse kerk nie. Nou, ons bely een kerk in Christus, wat Christus vergader onder die belydenis dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God. En dis waarom wanneer ek hoor dat ons praat van 'n paus-Christen in Europa nie in sak en as gaan sit nie. Die feit dat kerke in Europa leegloop en verkoop word en wat daarvan word is verskriklik hartseer en ons treur daaroor, maar die Here het in Openbaring duidelik gemaak wat hy gaan doen wanneer die kerk nie meer kerk is nie. In Openbaring 2 vers 4 tot 5 dan praat die Here met die gemeente Efese wat tans wat in vandag se Turkye is en hy sê: "Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan, hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal julle lamp van sy plek af wegvat." En die gemeente van Efese bestaan nie meer nie. Vroeger van dese week het ek 'n gesprek met 'n lidmaat oor die huwelik en ons staan in verwondering en verbasing oor die egskeidingssyfers en ons dink hoe maklik is dit om deesdae te skei. En om een of ander rede wil ons nie die outeur van die huwelik, God se bloudruk vir die huwelik volg nie. En dan is ons verbaas oor egskeidingssyfers. Selfs met die kerk. Ons wil aandag gee aan al hierdie goedjies wat ons dink die kerk nodig het, wat ons dink die kerk beter gaan maak, wat ons dink die kerk meer aanloklik gaan maak. Maar al wat ons moet doen is ons moet gehoorsaam wees aan dit wat God in sy woord vir ons sê. Dan hoor mense die woorde van Psalm 127 weer eens: "As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs." Maak die Here dalk, soos in Europa, soos in Efese, die kerk se deure toe. Maar die poorte van die hel sal die kerk van die Here nie oorweldig nie en daarom maak daar tans in ander lande, soos onder andere in Suid-Amerika, daagliks honderde nuwe kerke oop. Daarom glo ons in 'n algemene Christelike kerk, want die Here bou sy kerk en behou sy kerk. Dit is God se kerk wat hy bou. En die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Selfs al moet ons hierdie kerk se deure toemaak. Maar nou kan die vraag wees, goed, as die Here die kerk bou, moet ons dan enigstens nog iets doen? En die antwoord uit Matteus 28 is 'n oorverdowende ja. Die gedeelte staan bekend as die groot opdrag opgedra aan die kerk van die Here, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, maak die mense my navolgers.
Hoe kan ons mense navolgers van God maak as hy dan nou net vir ons uitgewys het, is hy wat bou? Omdat ons opdrag beperk is tot die verkondiging van die evangelie. Ons is ligdraers, boodskappers van die evangelie. Dit is nie ons werk om mense se harte en gedagtes te beweeg nie, want ons kan nie. Ons taak is om getuies te wees. Getuies te wees van wie hy is, agter wie ons aanstap. Daar waar ons beweeg, moet die lig van die evangelie val en die gees van God sal mense se harte verander. Dit is hy wat bou en uitbou, maar dit is ons wat geroep word om instrumente in die bouer se hand te wees. Soos dit plat kan maak, sê ons is die troffel in die bouer se hand. En dan word ons herinner aan dat wat ons mekaar 'n tydjie terug opgewys het, die mandaat van die koning se boodskapper. Sou die koning die boodskapper uitstuur om 'n boodskap van homself aan 'n ander koning oor te dra, dan sou die boodskapper in sover hy homself aan tot hierdie boodskap hou, beskou word asof dit die koning self is wat met die ander koning praat. In dieselfde sin word ons as boodskappers van die ewige koning gestuur om die goeie nuus, die evangelie, die boodskap van verlossing te verkondig. En soverre ons by hierdie boodskap hou en soverre ons by die koning se woorde hou, praat ons met die gesag van die evangelie. Maar as ons daarvan afwyk, is ons woorde leeg. Nelspruit word geroep om boodskappers van die evangelie te wees. Dit beteken dat ons onsself moet bepaal tot die evangelie, om Christus en hom as gekruisigde en opgestane Here en dit en niks anders te verkondig nie. Dis die mandaat wat die kerk van die koning ontvang het. Moenie daarvan afwyk nie. Jy sien, geliefdes, sou ons as gemeente onsself net tot hierdie saak bepaal, naamlik om die evangelie, dis Christus en hom as gekruisigde, opgestane Here te verkondig. En dan op verskillende plekke, in my binnekamer, aan my tafel, by my huisgesin, dan moet ek invloed hê in hierdie gemeenskap waar ek is en werk. En dan moet ek werk vir die vrede van die stad, soos ons laasweek gehoor het, deur die evangelie hier waar ek woon en werk te leef. En die evangelie is dan nie bedoel om net hier tussen hierdie 4 mure te bly nie, dis nie bedoel om net in hierdie stad te bly nie. Dit is uiteindelik bedoel ook vir Samaria en die uithoeke van die wêreld, gaan na al die nasies toe. En dit, geliefdes, dit vra beweging. Dit vra dat ons uit ons gemakstoele uit opstaan, buite ons gemaksone moet beweeg en daar op daardie plekke die evangelie moet verkondig en getroue getuies daarvan moet wees. Dis waartoe die kerk van God geroep word. Kerk wat getuig, nie net teenoor mekaar nie net teenoor die mense waarmee ek gemaklik is nie, maar ook buite daai grense, buite my gemaksone. Maar wanneer ons kerk is, wat nie kerk speel nie, maar werklik kerk is, wanneer ons nie passasiers op 'n passasiersskip is, wat langs die swembad uitspan en dink dit is 'n plesierrit op pad hemel toe nie, en ons besef ons is op 'n oorlogskip, en ons het elkeen 'n plek wat ons moet uitvoer of vol staan, dan gaan ons onsself nie bekommer oor tendense nie, want solank ons besig is met die koning se mandaat, en as boodskappers van die evangelie optree, en hou by die koning se boodskap, kan ons daarop reken dat God self op die fundament van Jesus Christus hierdie kerk ook verder sal bou. En dan vergesel die troostvolle woorde van die laaste deel van Matteus 28 ons. Wat 'n geweldige troos en versekering om te hoor. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ons is sy kerk, deur wie hy werk. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie vir u woord wat ook helder en duidelik tot ons spreek, die oproep ook oor hierdie laaste jaar om agter u aan te stap, om dit getrou te doen, seker te maak ons stap agter
U aan, agter U woord, agter dit wat U vir ons leer deur U woord. Ons bid, Vader, dat U dan sal wees met ons as 'n gemeente, dat U ons bymekaar sal hou en dat U ons sal help om gefokus te bly op die opdrag wat U vir ons gee, hoe ons moet kerk wees, nie net hier tussen hierdie 4 mure nie net in Nelspruit nie, maar ook verder. Wil U ons oë gerig hou op die volëinder van die wedloop, hom wat ons staan en inwag, dat ons daardeur ook versterk sal word vir die stryd wat U vir ons elkeen gegee het, die wedstryd, die wedloop wat ons elkeen moet voltooi. Dankie, Vader, dat U vir ons mense gegee het om hierdie wedloop saam mee aan deel te neem, dat ons mekaar kan bemoedig en ondersteun. Dankie, Vader, vir 'n gemeenskap van gelowiges soos die kerk hier. Ons bid, Vader, dat U ons ook getrou sal maak in ons saamwees en ons by mekaar kom in ons ondersteuning van mekaar. Ons bid hierdie alles tot die voordeel van U koninkryk en afhanklikheid van ons koning en verlosser Jesus Christus. Amen. Ons gee geleentheid vir ons offergawe vir die dankoffers, vir die barmhartigheidsfonds by die deure vir die emeritaatfonds. Ons gaan antwoord op die skriflesing en die prediking en op die vraag wie sê julle, wie is ek? Antwoord as ons as gemeente, enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vryheid getuig ons, U is vir ewig God en Heer. U is onbegryplik, U is onsienlik, altyd dieselfde, oneindig groot, U is almagtig, wys en regverdig, die bron van alle goed. Verhef je harte tot God en ontvang sy seën. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.